om U te volg met my hele hart, met al my verstand, met my hele wese. Kies ons vanaand om alles neer te lê, Here. Ons strek ons uit na dit wat voor is. En sê, Here, sonder U kan ek nie. Sonder U wil ek nie. Maar saam met U wil ek en kan ek. Dankie, Here, dat U die toekoms in U hande hou. U hou die hele wêreld in U hand. Dankie, Here, dat U ons vashou teen U boesem en sê, moenie twyfel nie, ek is by jou. Kyk, sê God, ek maak alles nuut. Amen. Ek maak alles nuut. Halleluja. Dankie, Jesus. Halleluja. Dankie, Jesus. Here, wat 'n voorreg om vanmiddag net aan U al die lof en al die eer en al die aanbidding te bring. Here, wat 'n voorreg om vanmiddag 'n kans te vat en 'n keuse te maak. Om vanaand te kan kies en te sê, die Here is my herder. Wat 'n voorreg om vanaand te kan bely. Here, ons kan nie, maar U kan. Wat 'n voorreg om vanaand te kan bely. Ons skiet tekort, maar U is meer as genoeg. Here, ons is ontrou, maar U bly getrou. Dankie daarvoor, Here. Dankie vir 'n kans wat ons het om aan te gryp. Om hier aan die einde van die jaar net te kan kom dankie sê. Word verheerlik, Vader, in Jesus naam. Amen. Baie dankie, jy kan die sitplekke neem. Dit is lekker om op 'n weeksaand saam te wees. Wie het nou ooit kon dink ek gaan jou vanaand in die kerk kry? Maar ons het dit reg gekry. Dank die Here. Gelukkig was jy gehoorsaam. Ek is so bly dat jy vanaand of vanmiddag hier is. Dit voel nog soos middag, want die son skyn nog daar buite. En dit voel vreemd om kerk te hou, maar ons is so bevoorreg. Amen. Ons is so bevoorreg. Ek dink daaraan vanmiddag, terwyl ek dink aan vanaand en besig is om my eie gedagtes voor te berei. Toe dink ek daaraan, ons is bevoorreg om vanaand nog hier te kan wees. Jy weet, in wat ons as huisgesin geruk het, in koue tyd, toe kon ons nie op oujaarsaand by mekaar kom nie. Toe sê my vrou vir my, dis die eerste keer in haar lewe, dat sy nie op die 31ste in die kerk kan wees. So ons is bevoorreg om saam, dis nie vanselfsprekend nie, ons is bevoorreg. So, en kan ons vanaand, ek gaan nie lank wees nie, maar, en miskien gaan ons dit bietjie anders doen, maar, iets wat in my eie hart klop vanaand, is dat ons is nie alleen nie, God is by ons. God is saam met ons. En kom ons sê vir mekaar, ek weet is nou net 'n kalender, en ek weet is nou net 'n datum, en ek weet alle, maar God werk binne die raamwerk van die mens. Het lyk my daar's een wat dit glo, maar God is saam met ons die ou jaar uit, en God is saam met ons die nuwe jaar in. Amen. En ek wil graag vanaand met u praat oor, Here, u was ons toevlug in elke geslag. U was ons toevlug, en dis nie 'n mooi, wonderlike tema nie, maar dit kom net so uit die woord uit. En dis hoekom dit wonderlik is. Nou ek gaan nie al daai skrifgedeeltes lees nie. Ek gaan dit net in die boodskap noem. Maar kan ek vanaand vir u vra? Dis mos nou iets anders vandag. Dis mos iets anders. Dis nou nie 'n gewone Sondagmôre diens nie. So, ons kan dit bietjie anders doen as Sondagoggende.
Nou is u bang. Ons kan mos, so ek wil vanaand vir jou vra, terwyl ek met u gaan praat, en terwyl, ek wil nie regtig preek nie, maar terwyl ek vanaand met u die woord deel, dat u saam met my gaan wees. Jy gaan saam met my deel. So jy gaan saam met my praat, en ek gaan jou vra om saam met my te praat. Ek kan nie alheen wees wat elke Sondag na Sondag, ek is meer as 50 Sondae hier in 'n jaar. Meer as 50 keer 'n jaar is ek hier. Iemand sê nou die dag, een van my kollegas wat ons het saam studeer, toe sê hy vir my, nee, hy het besluit, dis nou sy sabbatsjaar. Hy is nou 7 jaar in die gemeente en is tyd vir sabbat. Toe dink ek het nog nooit in my lewe sabbat gehou. En ek vra vir hom nou, wat gaan jy doen? Hy sê nee, hy gaan vir 3 maande van die kerk af bly. Ek sê, dan kan ek nie weer terugkom nie. Ek gaan nou nie daai waag nie. Maar ek wil hê jy moet vanaand saam met my deel in hierdie woord. En die eerste belangrike wat ek vir u wil noem, ek weet nou nie hoe voel jou eie hart oor vanaand nie. Ek weet nie wat beleef jy in jou eie hart nie. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, ag pastoor, jy weet, dit was 'n moeilike jaar, dit was traumaties, dit was seer, dit was pynlik, ek het deur baie krisisse, baie benoudheid, baie seer gegaan. Ek weet nie wat in jou hart aangaan nie. Maar ek wil vir jou vanaand vra, maak nie saak waardeur jy is nie. Ons kan almal vanaand sê, en ek wil jy moet my hoor, ons kan vanaand almal sê, as ek terugkyk, moet ek erken, tot hiertoe het die Here my gehelp. Tot hiertoe het die Here my gehelp. Tot hiertoe, as ek vanaand terugkyk, dan vra ek eintlik vir myself, hoe het dit moontlik gewees om tot vanaand toe nog te kan oorleef? Hallo? So, ek weet nie van jou nie, maar ons kan terugkyk met dankbaarheid in ons harte. Ons kan vanaand vir mekaar sê, wat Psalm 90 sê, hy sê, Here, U was vir ons 'n toevlug van geslag tot geslag. Die Here is nog altyd ons toevlug. Hy is nog altyd ons toevlug. Wanneer ons hier aan die einde van die jaar kom, en eintlik die laaste paar uur van hierdie jaar, staan ons eintlik op heilige grond. En heilige grond is nie omdat ons in die kerk is nie. Heilige grond is eintlik dat ons staan op 'n plek van was en van wat moet kom. Kom ons sê gou vir mekaar, as ek terugkyk, dan moet ek erken, die Here het my deurgedra deur wat ook al wat. En kan ek ook dit vir jou vra? Weet jy wat? As jy nou terugkyk, kyk ons nie terug na al die seer en na al die pyn en na al die spyt en die skaamte en die goed wat ek moes deurmaak nie. As ek terugkyk na 2025, nou ek moet erken, dit was nie die maklikste jaar waardeur ek is nie. Maar ek moet ook erken, as ek terugkyk, dan sê ek nie ek is spyt oor 2025 nie. Want deur alles het die Here my gedra, ja, maar deur alles het ek iets geleer ook. Ek kan terugkyk nie met skaamte nie, ek kan terugkyk met dankbaarheid. Die Here het my voorwaar gehelp. En hoekom is ons dankbaar? Hoekom is ons dankbaar? Ek weet dit klink nou 'n dom vraag, maar daar is dankbaarheid in my eie hart vir die volgende goed. Vir die genade wat ons gedra het. Ons is dankbaar vir die genade van die Here. Want weet jy wat? Alles wat ek is en alles wat ek het en alles wat ek ooit sal wees, is net genade.
Weet, en miskien klink dit nou baie ligsinnig, maar ek kan onthou 'n klompie jare terug in een van die kleerlingkerke, toe staan 'n broer op en hy sê, as dit nie vir die genade van die Here was nie, was ek nou in die hemel. Nou party van ons, as dit nie vir die genade van die Here was nie, was ons nie meer hier nie. As dit nie vir die genade van die Here was nie, het ek dalk dit en dit verloor, of het ek dit en dit nie bereik nie. Dankbaarheid vir die genade wat ons gedra het. Dankbaarheid vir die beskerming van die Here wat ek nie eens gesien het nie. Weet jy wat? Ek dink ons grootste verrassing, daai eerste paar tydperk wat ons daar gaan wees, is omdat die Here ons gaan wys, daar het ek jou beskerm en daar het ek jou bewaar en daar was my hand op jou en daar het jy 'n ongeluk vrygespring. Daar het dit en dit gebeur. Ek was met jou en jy het dit nie eens geweet nie. Ons moet ook erken, partykeer dink ons, as ek oorwinning skry, as ek in iets gevorder het, ek is al oulik hoor. Maar dit was nie eintlik jy wat oulik is nie. Is eintlik die Here wat vir jou die oorwinning gegee het. Die Here het die oorwinning bewerk. Die Here het die oorwinning bewerk. En weet jy wat? Daar's dankbaarheid in my hart dat ek kan terugkyk en sê, Here, as U my nie gehelp het nie, het ek nie gewen nie. Weet jy wat? Die Bybel sê ek en jy is meer as oorwinnaar. Nou wat beteken dit in eenvoudige Afrikaans? Meer as oorwinnaar beteken, hy het oorwin en ek kry die oorwinningskroon. Dis amper soos wat ons mans en vrouens is, né? Nou vandag werk dit nie heeltemal meer so nie, maar in die ou tyd het net die man gewerk en die vrou was 'n huisvrou of 'n tuisteskepper. En die man het gewerk en aan die einde van die maand as hy salaris kry, dan sê die vrou, dis nou myne. Sy's meer as 'n oorwinnaar. Die een het gewerk en die ander kry die oorwinning. Luister, ons is dankbaar vir die lesse wat ons geleer het uit die storms. En ons leer lesse, partykeer vat dit, jy weet, party van ons is maar stadig en jy moet meer as een keer deur 'n storm gaan om te snap wat wou die Here vir my geleer het. En kan ek vir jou geheim vertel, jy gaan aanhou deur die storm kom tot jy gesnap het. Maar ons is dankbaar, nie vir die storm nie, vir die lesse wat ons geleer het deur die storm. Ons is dankbaar vir mense wat die Here ons pad gestuur het en wat ons bemoedig het. Partykeer, weet jy wat, dan kom daar net 'n situasie. Partykeer wanneer jy die minste verwag, is daar iemand wat net iets sê wat jy nodig het. Iets op die regte oomblik, die regte woord op die regte oomblik, bring die grootste verskil. So, kom ons sê gou vir mekaar, as ons terugkyk na 2025, kan ons terugkyk met dankbaarheid. Tweedens, en hierdie is eintlik 'n versoek, kan ek jou vra, los wat agter is agter. Los wat agter is. Weet jy wat? Die grootste hindernis in enige mens se lewe, as hy met goed in sy harte loop. As jy nie los nie, as jy bly teruggaan en bly teruggaan, dan bly dit 'n groot bagasie op jou rug. En jy's die een wat loop soos 'n vraagteken. Jy bly so, hoekom? Want jy kry nie klaar met gister en eergister nie. Los wat agter is agter. Die Here sê, ek gaan iets nuuts doen. Hoor gou wat sê die Bybel in Jesaja 43. Hy sê, moenie die vorige dinge onthou nie. So los dit. Moenie onthou hoe daai ou jou ingedoen het nie. Moenie onthou wat daai een jou seer gemaak het nie. Daai ou wat die vuil kyk vir jou gegee het. Daai ou wat sy attitude gestink het. Moenie daarna kyk nie. Luister, die Here sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen.
Ek gaan net iets nuuts doen. Ons kan die nuwe jaar binne stap. Maar ons kan net nie binne stap met die las van die ou jaar. Jy kan nie. Weet jy wat, daai ou jaar is verby. So, môreoggend as jy opstaan, dankie Here, 2025 is verby. Hoe hard of hoe maklik dit ook al was, dis verby, dankie Here. Dit gaan nooit weer gebeur nie. 2025 is vir eens en vir altyd verby. Is jy by my? Jy moet vanaand laat los. Laat los van al die teleurstellings. Laat los van al die bitterheid en spyt en jammerte en skaamte en al die mislukkings en al die skuldgevoelens en al die vrese en al die verwagtinge wat nou nie waar geword het nie. Kom ons sê vir mekaar, alles gebeur nie altyd soos wat ek en jy dit wil hê nie. En ek is amper te bang om dit te sê. Maar partykeer gebeur goed. En ek kan nie verstaan hoekom dit gebeur nie. Maar partykeer sê die Here, al bid ek, nee. Nie omdat hy dit teen jou het nie. Hy sê nie nee om jou terug te kry nie. Nee, hy sê nee want hy beskerm jou. Is jy by my? Ons moet vanaand laat los van al daai goed. Al daai, weet jy wat? Jy kan nie nog met 'n ding in jou hart loop nie. Iewers moet jy sê, ek vergewe en ek vergeet. Ja, en ek spreek vry. Ek los dit. Ek los dit net daar. Weet jy wat? Mag vanaand, wanneer die klok na 12 staan en die eerste eintlik begin, mag die middernag van vandag 'n draaipunt in jou geeslewe, maar ook in jou fisiese lewe wees. Mag dit 'n draai bring. Die Here sê, ek gaan iets nuuts doen. Die Here sê, ek maak 'n pad waar daar nie 'n pad is nie. Ek skep 'n geleentheid waar daar nie 'n geleentheid is nie. En ek wil jou vra. Die Here begin waar jy nog nie is nie. Die Here begin waar jy nog nie is nie. En hy's klaar daar wat jy nodig het. Amen. Hy's klaar daar. So, ek wil jou vra. Vertrou die Here en sê, Here, die Engelse mense het altyd gesê, let bygones be bygones. Laat dit maar daar bly. Jy kan dit nie bekostig in jou hart nie. Kom op 'n plek en sê, Here, ek gee dit nou vir U. Ek gaan dit nie langer dra nie. Dit raak hom nou stil, hier raak dit moeilik. Derdens, skenk vir jou hart en vir hierdie jaar wat voor lê in God se hand. Skenk dit vir die Here. Psalm sê vir ons, leer ons om ons dade so te tel dat ons wysheid kan bekom. Help ons, Here, dat ons op 'n plek kom waar ek my hart nie net vir U gee nie, maar dat ek alles wat gebeur het in die jaar wat verby is, dat ek alles vir U sal gee. Weet jy wat? Partykeer dan tel ons dae af. As iets gebeur. Ons tel die dae af. Nou party ouens tel al die dae af wanneer die skool moet begin. Vir al die ouers. Hulle tel al die dae af dat die skool kan begin. Ek kan nie meer wag vir die 14de nie. Dank die Here as die 14de aanbreek. Luister, ons tel die dae nie. Nee. Ons wil hê dat die Here moet ingryp. Ons wil hê ons moet ons dae sinvol leef. My dae moet ek sinvol leef. En ek wil jou vra, wil jy nie vanaand 'n keuse maak nie? Miskien gaan ek nou iets anders doen. Kies vanaand
om dit te los en te sê, ek gaan die jaar in met geloof in my hart. Luister, kom ek sê vanaand vir u, ek is al 'n rukkie in die bediening, en ek loop al 'n rukkie die pad met die Here. Weet jy wat? Jy moet 'n keuse maak om die Here te glo. Dis 'n keuse. Dis 'n verstandelike keuse. Dis nie net 'n geestelike ding nie. Dis 'n verstandelike keuse. Ek moet kies om met geloof die nuwe jaar aan te pak. Tweedens, ek moet 'n keuse maak. Ek moet kies om die Here die eerste plek in my lewe te gee. In alles wat ek doen, ek gee die Here die eerste plek. Ek kies dit. Ek kies vanaand om God se woord my rigtinggewende aanwyser te wees. God se woord. Ek kies om die Heilige Gees toe te laat om my te leer en te lei in die volle waarheid. Ek kies dit. Weet jy wat? Ek is te bang om goed te sê, want dan moet ek my verbind daaraan. Maar weet jy wat? Jy het 'n keuse. Ek kies. Een van my kollegas stuur gister vir my 'n prentjie van 'n boek. En die prentjie op die boek se titel is The Power to Change. En ek vra vir hom, hoekom stuur jy dit vir my? Hy sê op ons ouderdom het jy 'n groot keuse nodig om te verander. Die meeste van u wat hier is ouer as ek. So dit is moeilik om te verander. En ek wil jou vra, wil jy nie die krag van die Here vertrou om 'n verandering te bring in jou lewe nie? Waar is verandering nodig? Miskien is daar 'n area van jou lewe waar jy verandering nodig het. Vertrou die Here dat sy krag jou in staat gaan stel om daai verandering te maak. Ons moet kies. Ek wil jou vra. Kom ons kies om te sê, laat u wil geskied. Nie my wil nie, u wil vir 2026. U wil. Ek wil vra. Ek wil jou vra. En ek gaan net hier stop. Ek sal net weer aangaan, maar ek wil graag nou stop. Ek wil jou vra. Kom ons kry klaar van 2025. Ek wil jou vra kan ek so maak? Alida, ek gaan vir jou die mikrofoon gee. En dan gaan ek gaan vra dat as ek jou vra om saam met my te bid, dan gaan Alida saam met julle hierdie gebed bid. Amen, is jy reg daarvoor? Ons het in die begin gesê, julle moet my help. So, hoe gaan jy my help? Jy gaan my help om vanaand te sê, Here, hier is ek. Laat dit wat gebeur het in die verlede klaar kry. Jy wil dit nie net klaar maak nie, jy wil ontslaa daarvan raak. Jy wil ontslaa raak daarvan. En ek wil vir jou vanaand vra, is jy nie bereid om vanaand te sê, Here, hier's 'n nuwe jaar wat wag. En weet jy wat? Ek is nie eers by die plekkie van nuwejaarsvoorneme nie. Want kom ons wees gou eerlik, nuwejaarsvoorneme hou 2 dae. Kom ons wees gou eerlik, nuwejaarsvoorneme hou nie 'n week nie. Dit maak nie Februarie nie. Maar kan ek jou vra, wil jy nie vanaand vir die Here sê, Here, hier is ek. Ek gaan bid en ek gaan jou vra om saam met my te bid. Agter my aan te bid. Nie omdat ek dink u kan nie bid nie, maar ek wil die Here saam met jou vertrou. Dat die Here dit wat verby is, verby laat gaan. Amen. Ek doen dit nie omdat ek dink julle is kinders nie, ek doen dit omdat ek julle liefhet. Kom ons maak ons oë toe. Here, kom na u toe. Here, kom na u toe. Net soos wat ek is. Net soos wat ek is. Ek wil vanaand al my sondes bely. Ek wil vanaand al my sondes bely. Ek wil vra dat u my sal vergewe. Ek wil vra dat u my sal vergewe. Reinig my. Reinig my.
Was my met u bloed. Was my met u bloed. Maak my 'n nuwe mens. Maak my 'n nuwe mens. Here, laat ek die nuwe jaar ingaan. Here, laat ek die nuwe jaar ingaan. Skoon gewas. Skoon gewas. Gereinig. Gereinig. Totaal vry. Totaal vry. Van alles van die verlede. Van alles van die U verlede. verander my sig. U verander my sig. U verander my gehoor. U verander my gehoor. U verander my gevoel. U verander my gevoel. U maak my 'n nuwe mens. U maak my 'n nuwe mens. Daarom wil ek vra, Daarom wil ek vra, vergewe my. vergewe my. Spreek my vry Spreek my vry van alles van die verlede. van alles van die verlede. In Jesus naam. In Jesus naam. Maar ek wil ook vergewe. Ek wil ook vergewe. Ek wil ook vryspreek. Ek wil ook vryspreek. Ek wil elkeen wat my te nagekom het, Ek wil elkeen wat my te na gekom het. elkeen wat my benadeel het, Elkeen wat my benadeel het. elkeen wat my in die rug gesteek het, Elkeen wat my in die rug gesteek het. elkeen wat my seer gemaak het, Elkeen wat my seer gemaak ek wil hulle vergewe. Ek wil hulle vergewe. Ek wil hulle vryspreek. Ek wil hulle vryspreek. In Jesus naam. In Jesus naam. Ek wil nie weer daaroor dink nie. Ek wil nie weer daaroor dink nie. Ek wil dit los. Ek wil dit los. Dit bly in 2025. Dit bly in 2025. Ek gaan as 'n nuwe mens Ek gaan as 'n nuwe mens in 2026. in 2026 in. In Jesus naam. In Jesus se naam. Amen. Amen. Ek gaan vra dat die persone wat my gaan help om nagmaal te bedien na vore kom. En ek wil hê jy moet vanaand hierdie nagmaal gebruik, want jy het jou bely, jy het nou reggemaak, jy het vergewe, jy het vryspreek. Jy moet nou glo dat dit wat jy gebid het, die Here is 'n waarmaker van sy woord. As jy iets vra, gee die Here vir jou wat jy vra. Kan ek weer vra? As jy die Here iets vra, gee hy vir jou wat jy vra. Amen. Die Here gee vir jou wat jy vra. So as jy gevra het, Here, vergewe my, reinig my, was my, wat gaan hy doen? Hy gaan my vergewe, hy gaan my vryspreek, hy gaan my losmaak. Maar ek wil hê, wanneer jy nou hierdie nagmaal gebruik, gaan jy sê, Here, ek neem dit, omdat ek in herinnering roep dit wat Jesus vir my gedoen het. Want Jesus het my in staat gestel om hierdie gebed te bid. Amen. So, ek wil jou vra, as jy vanaand hierdie nagmaal kry, sê dankie Here, ek roep in herinnering, Jesus het my volkome die prys kom betaal. Is u reg daarvoor? Baie dankie. Ek gaan vra dat julle twee sommer daar sal vat en dan sommer hierdie ry en dat julle, ek gaan nou vir julle gee, dan gaan julle hier en dan gaan ek vir julle gee en dan gaan julle sommer daar. Neem maar. Terwyl jy dit vanaand vat, kom, vertrou die Here. Vertrou die Here. Dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie vir die vrymakende bloed van Jesus Christus. Dankie Here, dankie Here, dankie Here. Die bloed van Jesus Christus. Maak volkome vry, maak volkome heel. Maak volkome nuut. Dankie Here vir dit wat jy in elkeen se lewe doen. Julle moet julle self sommer daarbo help. Dankie Here, dankie Here, dankie Here, dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie vir dit wat U doen. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here.
Dankie Here dat ons vanmôre of vanmiddag kan hierdie nagmaal gebruik en dankie kan kom sê vir die prys wat Jesus betaal het. Dankie vir die bloed. Dankie vir u plaasvervangende prys. Here, en ons vat dit vanaand en ons maak dit ons eie in Jesus naam. Amen. Ek wil net 'n paar goed nog sê, dan is ons klaar. In hierdie nuwe jaar wat voorlê, die genade wat ons tot hier toe gehelp het, is die genade wat ons môre en oormôre ook gaan deurdra. God se genade is nie elke dag. Die Bybel sê vir ons, hy sê in Klaagliedere, sy barmhartighede. Nou daai woordjie wat daar gebruik word, is genade. Sy genade is elke môre nuut. Groot is u trou. Dis elke môre, as ek in die oggend opstaan, dankie vir nuwe genade. Amen. So, sy genade wat julle deurgedra het in die ou jaar, en wat gemaak het dat julle nou nie meer moedeloos is nie, is dieselfde genade wat vir julle nuwe dae gaan gee. Dis die eerste belangrike. Die tweede belangrike ding is, ons hardloop hierdie nuwe jaar met doel en fokus. Ek het 'n doel. Die Bybel sê in Filippense, Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is, en wat doen ek dan? Dan sit ek moeite in na dit wat voor is. So, Paulus sê nie, ek onthou niks wat gister en eergister. Hy sê nie dit nie. Hy sê, ek laat nie toe dat hierdie ou goed my nuwe weerhou nie. Want weet jy wat, gister en eergister se seer kan jou weerhou van vandag se herstel. Nou, dit was te vinnig. Weet jy wat, God het 'n plan vir jou lewe. En ek wil net vinnig dit noem. Die Here wil hê, jy moet groei. Sê bietjie vir jouself, ek gaan groei in 2026. Ek gaan volhard in die jaar wat voor lê. Ek gaan die Here vertrou in elke opsig. Ek gaan verder beweeg as wat ek nou is. Onthou gou, iets wat nie groei nie, gaan agteruit. 'n Plant wat nie groei nie, gaan dood. En die Here wil hê, jy moet groei, jy moet vorder, jy moet vooruit gaan. Maar weet jy wat? Kom ons sê ook vir mekaar, niemand van ons wat vanaand hier is verseker dat ons oor 'n jaar weer hier gaan wees. En omdat jy dit nie weet nie, moet jy aanhou om die prys te kry. Daar's 'n prys wat vir ons weggebêre is. 'n Hemelse prys. En ek wil afsluit met hierdie volgende 3 goed. En ek wil hê jy moet, as jy dit in jou eie hart kan doen, gaan jy dit nie kry nie. Eerstens, sê bietjie vir jouself, en ek wil hê jy moet dit sê, dat jou eie ore dit kan hoor. Jy hoef nie te skree nie, maar jy kan dit net sê, dat jou eie ore hoor. Sê bietjie vir jouself, 2026 gaan 'n jaar wees van herstel. En dit beteken meer as een ding, partykeer het die duiwel van ons beroof. Jy weet die volk Israel, as die vyand hulle aangeval het en hulle het verloor, dan het hulle uitgeroep, Lord, please restore unto us. Bring herstel. Die tweede belangrike ding is, 2020 gaan 'n jaar wees van geopende deure. Die Here gaan in hierdie jaar wat voorlê, deure oopmaak. Man, ek is opgewonde oor 2026, want ek weet die Here gaan deure oopmaak. Deure wat tans toe is, gaan oop. Ek is amper te bang om dit te sê. Maar nee, laat ek eerder hier bly. Anders gaan ek iets sê wat ek nie moet sê nie. Die Here gee vir jou 'n deur wat geopen is, wat niemand kan sluit nie. Niemand. En
En 2026 gaan 'n jaar wees van geestelike verdieping. Man, weet jy wat? Die Here gaan jou geestelik laat verdiep en groei. En jy gaan sy intiemheid en sy nabyheid gaan jy beleef. Man, kry klaar met oppervlakkigheid. Verdieping wag vir jou. Begin hierdie nuwe jaar met hierdie nuwe seën. Begin dit. Weet jy wat? Die Here sal jou seën en hy sal jou beskerm. God is getrou in sy woord. Hy sal jou seën, hy sal jou beskerm, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn, hy sal vir jou vrede gee. Want hy is Immanuel. Weet jy wat? Ek het 'n idee. 2026 is nie net sommer 'n getaljaar nie. 2026 is 'n goddelike afspraak. Hierdie jaar wat voorlê is 'n goddelike afspraak. 'n Goddelike afspraak. En ek wil jou aanmoedig in hierdie jaar wat voorlê dat jy die Here gaan vertrou soos nog nooit tevore nie. Dit is 'n groot, nuwe, volmaakte jaar wat voorlê. Amen. Here, help my. Dis 'n nuwe jaar. En die Here gaan vir jou iets nuuts doen. Kyk, nou gaan jy dit sien. Sal dit nie uitsprei nie. Gaan jou eie oë dit nie aanskou nie. Dis jou jaar. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, baie dankie vir die ou jaar wat verby is. Maar dankie vir nuwe genade, nuwe krag, nuwe hoop, nuwe seën, nuwe impetus. Ons gee die jaar wat voorlê vir U. Here, lei ons, gebruik ons, verander ons, vernuwe ons, herstel ons. Geef ons wat nodig is. Laat hierdie jaar 'n jaar wees waarin ek U verheerlik soos nog nooit tevore nie. Mag hierdie jaar wat voorlê, mag dit 'n beloftejaar wees. Beloftes van die Here, dat U saam met my is, elke oomblik van elke dag. In Jesus naam. Amen. Ek het so gehoop dat ek 7 uur kan klaar.